Ons gaan vanoggend uit die Nuwe Testament die 83 vertaling uitlees, Lukas 18, die eerste 8 verse van Lukas 18. So, julle kan dit opsoek. Ons gaan dit ook op die skerm gooi as jy saam wil lees. En ons gaan selfs vanoggend rondom die tema, 'n mens moet aanhou bid sonder om moedeloos te raak. Ek het gedink dat ons hierdie 2 Sondae in die vakansie rondom gebed kan gesels vandag. Hoe ons moet bid en dat ons moet bid om dat ons nie moedeloos moet raak om aan te hou bid nie. En dan volgende Sondag kan ons praat oor wat maak ek as my gebede nie verhoor word nie. As God dan nee sê, hoe moet ek dit hanteer? Ek gaan vir ons saam bid voordat ons dit saam lees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om te lewe, vir die gawe van lewe. Dankie vir tyd. Ons bid ook, Here, dat U in hierdie oggend vir ons sal ontmoet, dat U naby sal wees aan elkeen wat saam met ons op die aanlyn diens deel is van hierdie erediens. Ons bid vir almal wat by die huis siek is dalk. Ons bid vir hulle wat op reis is om 'n bietjie weg te breek en vakansie te hou. Ons bid, Here, vir die leraars en die span wat Loeriesfontein toe is, dat U vir hulle sal seën, dat dit vir hulle self 'n groot seën sal wees, en dat dit vir die ontvangers daarvan waar hulle bedien 'n groot seën sal wees, en dat U koninkryk sal kom en dat U verheerlik sal word in alles wat gebeur, gedoen word, en alles wat gesê word in elke kontak tussen mense. En Here, ons begeerte is vanoggend dat U vir ons, hier waar ons aan die suidpunt van Afrika sit, in 'n wêreld wat, as ons kyk na die wêreldkaart, baie de mekaar is en daar soveel brandpunte is waar dit moeilik gaan. Ook hier by ons in Suid-Afrika met die ondersoeke en die vrae na so baie goed, dat U vir ons sal seën. Help vir ons, Here, om te bly glo en te bly bid, omdat dit U opdrag aan ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees Lukas 18 van die eerste vers af, en die tema is in hoofstuk 18 vers 1. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te raak. Kom ons lees verder. Hy het gesê van vers 2 af, hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het, doen dan my reg in my saak teen my teenparty. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie, maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ouend ook nog. 'n Manier om te sê, anders gaan sy my fisies te lyf gaan, sê die oorspronklike. Toe sê die Here, hoor wat sê hierdie onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. En dan sluit hy af met, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind. Net so 'n bietjie agtergrond oor hierdie teks. In Lukas 11 vers 1 begin Jesus 'n gesprek met sy disippels, of het hy 'n gesprek met sy disippels waar hy
waar hulle vir hom vra, Here, leer ons bid. En dan vertel hy vir hulle so 'n paar goed in gebed in die eerste deel van hoofstuk 11, en dan in die res van die gedeelte tussen hoofstuk 11 en hoofstuk 18, praat hy oor ander onderwerpe ook. In Lukas 18 kom hy terug, en hy vertel 2 gelykenisse, die gelykenis van die onregverdige regter wat ons nou gelees het, en die gelykenis van die Samaritaan of die tollenaar en die Fariseer se gebed, oor hoe 'n mens moet bid en hoe 'n mens nie moet bid nie. En interessant dat hy hierdie gelykenis begin op 'n manier waar hy vir hulle sê, maar soos amper 'n grap, hy gee vir hulle, of as jy 'n storie vertel, het hy ergens 'n punchline, en daar's afwagting wat opbou. Jesus werk anders hierso. Hy gee die ontknoping van hierdie verhaal, gee hy aan die begin. Jesus in vers 1, Jesus het vir hulle gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet bid sonder om moedeloos te raak. Nou, daar's 2 karakters in hierdie verhaal. Daar's die weduwvrou. Nou, julle het oor 'n leeftyd baie gehoor van weduwees en die weerloosheid wat gekoppel was aan daardie posisie in die samelewing. 'n Weduwee het geen regte gehad nie. Sy was 'n vrou, sy was weerloos sonder 'n man. Wanneer sy te sterwe gekom het, het sy nie geërf nie, maar haar seunskinders het geërf. As sy nie seuns gehad het nie, het haar man se broer geërf. As haar man se broer al oorlede is, dan het die broer se seunskinders geërf. En dan was sy uitgelewer aan die genade van hierdie mans in die netwerk van familie wat haar erfenis, wat haar eintlik toegekom het om vir haar te versorg. Sy was heeltemal weerloos en uitgelewer. Sy was nie 'n regspersoon nie. En dan hier lees ons, het sy 'n regsgeskil gehad. Ons het nie idee wat dit was nie, maar daar was 'n geskil tussen haar en iemand wat haar verder uitgelewer het in haar posisie, en dit het haar baie desperaat gemaak. En net so iets oor regters van daardie tyd. Die regters wat, soos ons weet uit die gelykenis van die tollenaar, en ons oor tollenaar, die regters van daardie tyd het hulle reg om regters te wees, het hulle van die Romeinse regering gekry. Dikwels het hulle dit gekoop, en soos die tollenaars, hy breek so 'n bietjie op hier en daar, moet ek die boksiekie uithaal, met sy ligdraad, dan sit ek hom hier neer. Dit lyk vir my asof die regters in daardie tyd van die Romeinse regering het hulle magte gekry, en hulle het ook soos in 'n franchise gekoop, en dit was dikwels 'n nie Jood en 'n heiden wat die pos van regters gekry het. En hulle het ook ekstra fooie gehef en hulle self verryk hieruit. En uit die aard van die saak het hierdie weduwee het nie die geld gehad om vir hom 'n insentief te betaal of omkoopgeld te betaal sodat hy haar gaan tegemoetkom nie. En dan lees ons nog van hierdie regter, hy was onverskillig teenoor God, hy het vir God niks gevoel nie, hy het vir 'n ander mens niks gevoel nie. En daarom het sy geen alternatief gehad as om elke dag by hierdie regter op te daag en te pleit om genade nie. Nou stel ek my voor, as hierdie regter 'n sekretaresse gehad het, dan sou sy elke dag by die regter se kantoor ingebars het en vir die regter gesê het, meneer sal nie glo nie, daai selfe vrou wat gister hier was, wat so kerm en kla, en wat eergister hier was, sy sal weer hier. Sy's elke dag hier, wat moet ek maak met haar? En dan lees ons in vers 5, die tuistering van hierdie vrou, soos wat hy dit beleef het. Hy kan dit nou nie meer uitstaan. En dan staan daar
ek is bang sy gaan my te lyf. Dis wat in die oorspronklike staan. Hy was vreesbevange dat hierdie vrou hom iets sal aandoen. So desperaat was hy. En dan sê Jesus in Lukas 18 vers 7, sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag na hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. En dit herinner aan sy uitspraak in Lukas 11 vers 1 of vers 13, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. As julle wat sleg is, soos hierdie regter, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. En ek dink ons kan vanoggend onder andere 3 beginsels oor gebed uit hierdie gedeelte haal. Die eerste is, as jy desperaat is, bid. As jy gewonder het wat om te doen as jy desperaat is, dan moet jy bid. Ons sê dikwels van gebed. En ek het myself al ook gevang dat ek dit sê. Al wat nou oorbly is om te bid. Het klink nie reg nie, hè? Al wat nou oorbly is om te bid. Jy moes van die begin af gebid het. Dis die eerste stap. Dis nie al wat oorbly nie. Dis nie in geval, jy het nou alles probeer en alles wat nou oorbly, al wat nou oorbly is, jy nou moet nou maar bid nie. Dis verkeerd om. Jy moet van die begin af bid, deurgaans bid, totdat daar 'n antwoord kom. Jesus sê, ek vertel nou hierdie gelykenis vir julle, dat julle moet weet, julle moet aanhou bid en nie moedeloos raak nie. Die vrou in hierdie gelykenis is desperaat, maar sy sit nie hande gevou en wag vir 'n wonderwerk nie, sy pleit by die een wat haar kan help, die een wat in 'n posisie is om 'n verskil te maak in haar lewe. Sy gaan pleit by hom, dieselfde met gebed. Ons gaan pleit by die een wat ons weet in 'n posisie is om ons te kan help. Dis hoekom ons bid. In 'n hopelose, desperate situasie gaan hierdie vrou na die regter toe. In 'n hopelose, desperate oomblik gaan ons na die een toe wat ons kan help, gaan ons na die Here toe. Jakobus 5 vers 13 sê, as daar van julle is wat swaar kry, dan moet julle aanhou bid daaroor, die Nuwe Lewende Vertaling. As daar een is wat swaar kry, as jy swaar kry vanoggend, moet jy nie alles probeer en op die laaste instansie het nou alles probeer, al wat nou oorbly is, jy moet maar bid nie. Jy moet swaar kry dat die Here toe vat en van die begin af, dis stap 1, begin bid. Stap 2, hou aan bid. Stap 3, moenie moedeloos word nie, hou aan bid. En dit is die tweede beginsel wat ons hieruit moet vat, as jy desperaat is, bid, moenie moed verloor nie, hou aan om te bid. Hierdie weduwee het vasgebyt. Hy het vir hierdie man gesê, wat geen respek vir God gehad het nie, wat geen respek vir mense gehad het nie, u moet my help, u moet my hart hoor my hart, help my. Here, hoor my hart en help my asseblief. Dis hoe ons moet bid. En sy raak hy ontmoedig deur hierdie wêreldse regter met sy hartvogtigheid en sy houtore nie. Dit herinner aan Jakob, kan julle onthou hoe hy by Bethel gestoei het met die man van God en gesê het, ek gaan nie laat los tensy u my geseën het nie. En dis die gesindheid waarmee ons moet bid. Here, ek gaan nie vashou, ek gaan bly praat oor hierdie saak, totdat u vir my 'n antwoord gegee het. Soos wat Hanna gebid het, kan julle die storie van Samuel onthou? Hanna het jaar vir jaar gegaan en sy het aanhou bid, totdat die Here haar gebed verhoor het. Julle ken dalk die verhaal van Augustinus, die filosoof, later die teoloog, die belangrike figuur in die kerkgeskiedenis in die vroeë eeue. Hoe Augustinus se ma vir hom gebid het, vir 17 jaar, dis min of meer hier van sy wyding of sy doop af,
dwarsdeur tot wat hy in matriek was of belydenis afgelê het, as ons dit na ons tyd toe vat. 'n Leeftyd lank het sy ma vir hom gebid, tot op daai punt, en hy het tot bekering gekom, en hy het 'n sleutelfiguur in die koninkryk van God geword, omdat sy ma aanhou bid het, en bly pleit het vir hom. Vriende, almal van ons het iets waaroor ons worry. Almal van ons het iets vanoggend wat jou besorg maak. Of dit is as jy na 'n wêreldkaart kyk, of dit is as jy in jou album kyk, of dit is of jy na jou kontaklys op jou foon kyk en na die laaste WhatsApps wat deurgekom het. Almal van ons het iets waaroor ons bekommerd is. Moedbrekers, spoedbrekers. Ons ry nou die dag in 'n straat en ek weet nie hoeveel spoedbrekers het hy nie, maar jy het net oor die spoedbreker gekom en jy net so entjie gaan, bietjie vet gegee, dan moet jy weer breek vir die volgende een. Partykeer voel die lewe so. Jy kry net nie momentum nie. Elke kort is daar 'n ding wat jou in jou lewe, jou alledaagse lewe en ook in jou geloofslede die briek laat trap en dat jy moet stadiger gaan en oor hierdie bult kom. Jy bid al dalk so lank en jy kom nie deur nie. Ek weet nie of jy in jou lewe met Telkom te doen gehad het nie. As jy iemand is van Telkom wat vir hulle werk, sorry, dis nie no pun intended, ek bedoel dit nie so nie, maar ergens het ek baie met Telkom te doen gehad. Want ek het 'n foon gehad en my internet was by hulle. En kan jy onthou as jy hulle inbelsentrum bel? Jy is nommer 246ste in die ry. Please hold. We are currently experiencing high call volumes. Please stay on the line. We will attend to your call as soon as possible. Ken jy daai? En dan speel hulle dingetjie. En dit is al die jaar dieselfde dingetjie. Ek het nou die dag by 'n call center gehoor, jy kan deesdae kies. Hulle word nogal nice party van hulle. Jy kan kies of jy pop luister of jazz of boeremusiek of wat ook al. Jy kan kies watter liedjie jy in jou ongeduld kan gebruik om jou geduldig te maak. Is ek en jy desperaat genoeg om aan te hou? Wag. Al voel dit vir jou, in die Here se ry is jy 246ste. Kom ons wees eerlik, wanneer laas is jy by binnelandse sake? Het jy bietjie jou sambreel en jou kampstoeltjie moes vat en straat afgestaan het en wag vir die vernuwing van jou paspoort of jou ID? Wie ek het daarom baie dae al gestaan en gevoel, Here, ek dink ek verdien beter. Ek het baie dae gestaan en gedink aan die regering en gesê, ek dink ek verdien beter. Ek is 'n wetsgehoorsame, belastingbetalende burger van hierdie land. Ek verdien baie beter as om hier op straat te staan en ure hier te spandeer om iets reg te kry in hierdie land. Dit voel by die Here ook baie keer so. Here, check net my profiel in die hemel asseblief. Kyk op die hemelse databasis, my naam is daar, ek sal my ID gee, my naam is daar, ek is op datum met my bydraes vir die kerk, ek doen so 'n bietjie kerk nou en dan, as ek hier is nie, as ek op YouTube, ek doen dit, ek verdien dalk 'n bietjie beter diens. En dan worstel ons baie keer ook, behalwe ons moedeloosheid en dat ons 'n bietjie wil moed opgee, met ons worstel met ons gedagtes of ons reg bid. Bid ek nou verkeerd? As die Here my nie antwoord nie, bid ek verkeerd. Vra ek die verkeerde goed. Wie baie keer, as jy lees in die Bybel, dan het gebed vas ook ingesluit. En 'n mens wonder baie keer, omdat ons gebede so lank vat om by die Here uit te kom, is dit nie dalk omdat ons nie meer vas, soos die mense in die Bybelse tyd nie.
vas is vandag nie meer algemeen gebruik by ons in ons kerke nie. By ander kerke is dit so 'n bietjie meer. Tog het dit baie waarde as 'n praktiese hulpmiddel om 'n mens te help om te fokus. Nie as 'n hefboom om God se arm te draai om jou gebed te verhoor nie, maar dit help vir ons om te fokus. Baie keer is vas dalk net 'n maaltyd. Dalk 'n dag se maaltye. En elke keer as jy honger word, dan bid jy. Dan bid jy vir iemand of iets wat die Here op jou hart lê of die saak wat jy na die Here toe wil vat. Baie keer is dit vas van die media. Baie keer is dit vas van die internet. Baie keer is dit vas van sosiale media veral. Dink net wat kan gebeur as ons Bybels soos selfone sou hanteer. As jy so lief was vir jou Bybel en soveel keer in jou Bybel gekyk het, as wat jy elke dag op jou selfoon kyk. Ek het so 'n bietjie op die internet gesoek na navorsing oor hoeveel keer ons selfone hanteer, en dan kry jy mos 'n verskeidenheid van goed as jy Google. Ek vat altyd die mees konservatiewe ene, wat die liegfaktor so bietjie minder maak. En die minste wat ek gekry het, is dat die gemiddelde mens 58 keer per dag sy selfoon hanteer. As ek en jy ons Bybel 58 keer 'n dag hanteer, en net so 'n bietjie koekeloer wat daar aangaan, soos wat ons selfone oopmaak en 'n bietjie scroll daarop. Ek lees dat veral jong mense onder 20, 2760 interaksies met hulle selfone het op 'n dag. Maak oop, scroll, 2760 interaksies met jou foon. Wat sou gebeur as ons dit met ons Bybel sê, daai selfde interaksie? Daarom is dit nodig baie keer om te vas van die wêreld. Ek het, toe ek in die bediening was in Kenridge, ek het 'n nuwe foon gekry, en ek het nie geweet van die ding nie, maar die ding hou boek van jou tyd op die internet. Ek het nie self aangesit nie, maar dit was aan. En ek het die diens begin, en daar by ons was dit so, daar was 'n begeleidingsgroep voor, dan begin jy die diens, dan stap jy af, en dan staan jy daaronder, en ek hoor, maar ek het nie my foon op flight mode gehad nie. Maar ek hoor, hier gebeur iets in my sak, en ek kom deur op my horlosie, en ek check, your screen time the past week was 2 ure en 30 minute. En ek staan voor in die kerk, en ek dink so 'n bietjie daaraan, ek was hierdie paar uur op my foon in die week. Dit het my net so 'n bietjie verder laat dink. Dit is baie wêrelds die argument, dis hier en daar humoristies. Maar ek dink dat God sukkel vandag om 'n spreekbeurt in ons lewens te kry. En ons moet onthou, gebed is nie een rigting kommunikasie waar ek my versoeke aflewer nie. Gebed is nie soos daai masjiene wat jy op die lughawe kry, ek dink is alwaar ek hulle deesdae sien, waar jy 'n muntstuk ingooi, jy deponeer 'n gebed, en dan kies jy 'n nommer wat jy wil hê, en dan val hy onderuit nie. En as daar niks uitval nie, dan klap jy die masjien, laat dit moet val. Partykeer voel ons oor die Here ook so, ek deponeer 'n gebed, en dan kies ek wat ek wil hê, en dan moet dit uitval. En dan is ons te bang om te sê, ons is so gefrustreerd, soos by die masjien. Gebed is 'n 2-rigting gesprek. Dis nie 'n 1-rigting gesprek waar ek versoeke aflewer nie. Benny Mostert het baie van julle dalk sy boeke gelees, hy's daar van Pretoria, het baie boeke geskryf oor gebed, en in een van die boeke skryf hy, die duiwel is nie bang vir 'n slypsteen nie. Ken julle daai spreekwoord? Iemand is so bang vir iets soos die duiwel vir 'n slypsteen. Ek weet nie wie van julle ken die storie van daai idioom nie, maar die duiwel is bang vir 'n slypsteen blykbaar. Maar Benny Mostert sê, hy is banger vir 'n kind van God wat bid as die duiwel vir 'n slypsteen is. Is die duiwel banger vir 'n kind van God?
wat bid. Dawid sê, ons moenie ophou om te bid nie. Psalm 55, 17 en 18, maar ek roep na God, die Here wat my sal red, in die aand, in die môre, in die middag, heeldag, kla en sug ek, en hy hoor my roep, maar ek roep na God, die Here wat my sal red, in die aand, in die môre, in die middag, heeldag, in die aand, in die môre, in die middag, heeldag, kla en sug ek, en hoor hy my roep. Dit klink verskriklik as ons so klaande by die Here is. Maar ons leer ons mag dit doen. Soos jou kinders by jou kom kerm en kla as hulle klein is, so is ons baie keer klein in ons geloof en het die Here geduld met ons meer as wat ons met ons kinders het as ons kom kerm môre, morning, noon and night. In die oggende, in die aande, in die middag, as ons met ons nood na hom toe gaan. Ons moenie God beperk tot ons stilte tyd in die oggend nie. Hy is 'n heeldag gesprek. Altyd, oral moet ons bid. En partykeer verras hy ons met 'n gebedsverhoring. Ek hoor van die vrou wat by Tygervallei gaan stop het en sy het 'n parkeerplek gesoek. Baie van julle doen dit ook, ek doen dit ook. Maar ek het opgehou om dit te doen, want ek stop deesdae die verste, want my horlosie tel my steps vir die dag. As ek ver stop, dan moet ek lekker stap. Die vrou wat bid, Here, ek is haastig, soek 'n parkeerplek hier naby die winkel asseblief. En sy het dit net gesê, gaan 'n parkeerplek oop en sy woets daarin en sy sê, Here, kanselleer maar daai gebed, ek het self reg gekom. Partykeer verhoor die Here ons gebede. Ons kom dit eers agter nie, ons het eintlik self reg gekom. Gebed is 'n heeldag interaksie, is nie daai multivitamine bruistablet wat jy in die oggend vat en stadig vrystel in jou stelsel nie. Dis 'n heeldag gebed. In die Bybel is daar so baie voorbeelde daarvan. Hanna, wat vir Samuel gebid het, Moses 40 dae en 40 nagte op sy gesig voor God gelê, Deuteronomium 9, totdat God in sy genade gehoor het en vir die volk Israel genade gegee het. Elia bid in 1 Konings 17 en 18. Hy bid dat die volk moet wegdraai van die Baals af. Hy bid op Karmel dat die Here sal antwoord met vuur in die stryd wat hy met die Baalpriesters gehad het en die Here antwoord hom. Hy bid dat dit moet reën nadat hy gebid het dat dit moet ophou reën. Hy bid dat dit weer moet reën en hy gaan uit met sy slaaf en hy stuur sy slaaf gaan kyk of daar 'n wolkie kom en hy kom terug en hy stuur hom 'n paar keer en dan kom 'n wolkie so groot soos sy hand en dit reën. Daniel vas en bid in Daniel 10. Hy vas van vleis en wyn en het net van droë brood en water gelewe. Vir 3 weke voordat die Here hom geantwoord het. Dawid bid in 2 Samuel 12 vir 7 dae. Bid hy dat die Here hom moet hoor oor sy gebed vir sy kind. Paulus bid in 2 Korintiërs 12. Daar staan hy het 7 maal gebid. Nie numeries 7 dae of 7 maande of wat nie. 7 maal het hy gebid. God se getal 7 voltal. Hy het hierdie saak begin deurgebraad. Hy het 7 maal gebid totdat die Here vir hom geantwoord het. Ander kere gebeur dit korter, party kere langer voordat die Here ons hoor. Maar weet jy, baie keer is dit as ons bid, is dit soos wanneer ons 'n WhatsApp stuur. Dan stuur jy die WhatsApp, né? Het my weekly report van Scream Time nou deurgekom, maar ek gaan nie sê hoe lank dit was nie. Ons vat ons selfone, stuur vir die Here WhatsApp. En dan kyk ons of hy, ek hoor die jongens sê hy bloedtiek, of hy gebloedtiek is. Want dan weet ek hy het hom gelees, maar hy bloedtiek nie. Of ons is opgewonde as hy gebloedtiek het, dat hy 3 kolletjies opkom, nee, wat so beweeg.
is iemand besig om te antwoord. Ons werk met gebed so. Ons stuur hom deur en dan wag ons stuur hom hemel toe, dan wag ons vir die blou merkies en dan wag ons vir daai 3 kolletjies dat hy beweeg want hy's besig om te antwoord. En dis dit nie gebeur nie. Dan verloor ons moed. Vanoggend se boodskap is moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor nie. Blue ticks uitbly. As die blue ticks uitbly, as die 3 kolletjies onder die blou merkies uitbly, moenie moedeloos raak nie. En dan is ons die desperates bid, moenie moed verloor nie, bid met 'n positiewe verwagting. Bid met 'n verwagting dat die Here vir jou sal hoor. Benny Mostert sê, God is almighty slow, but he is always on time. Ons praat volgende week so 'n bietjie daaroor, oor gebed wat nie na ons wense verhoor word nie, en hoe moet ek dit hanteer? God is almighty slow, but he is always on time. Ken julle hierdie bandjies? Jy het dit gekoop op die CSV kamp toe op skool was. Dis nou nog, is dit beskikbaar in die winkels, by die Bybelwinkeltjies, saam met die What Would Jesus Do bandjies wat mense dra. Ek sien mense dra nog hierdie bandjie ook. Pray, akroniem vir pray until something happens. En dis waarmee ons huis toe gaan vandag. Hou aan bid totdat jy 'n antwoord kry. Gaan nie noodwendig altyd kry wat jy wil hoor nie, maar jy gaan 'n antwoord kry. En ons gaan volgende week bietjie daaroor gepraat, as jy nie kry wat jy gevra het nie. Pray until something happens. Watter kommer en vrese leef in jou hart vandag? Waaroor jy bid of opgehou bid het? Miskien bid jy glad nie meer nie, want jy is teleurgestel, dit help nie. Vir wat moet ek bid? Daai WhatsApps lê, daar kom nie blou merkies op nie. Of die Here het dit aan die ander kant afgesit. Moenie dat jou liefde vir jou kinders in kommer manifesteer nie. Bid eerder sonder ophou vir hulle. Ons word verteer deur angs en bekommernis. Van die lande wat nie in oorlog gewikkel is op hierdie stadium in die wêreld nie, sê 'n navorsingsstukkie wat ek geraadpleeg het, dat Suid-Afrika in die wêreld die tweede op die ranglys lê van lande wat die meeste met angs en depressie worstel. Every time you walk through a door that says push, let God remind you to pray until something happens. Lees ek die afgelope week. As jy weer by 'n deur kom met daai handjie, onthou dat jy moet bid. Pray until something happens. Die handjie het jy die kinderkerk onthou hoe jy moet bid. Ek kan nie almal presies onthou nie. Jou duim is die naaste aan jou, bid vir naaste aan jou, die wysvinger, hulle wat leer, wat onderrig, die middelvinger het by ons 'n negatiewe konnotasie gekry, bid dan maar vir jou vyande, as jy daai konnotasie het, as dit lelik is, maar bid vir die hoogste, dis jou langste vinger, bid vir die hoogste gesag in die land, hulle wat oor jou regeer, die ringvinger is jou verbond, is jou naby verhoudings verteenwoordig dit is ook jou swakste vinger, bid vir hulle wat swak is en swaar kry, en dan jou kleinste vingertjie vir die kleinste in die samelewing. Gebed is nie die laaste uitweg nie. It's not a last resort, dis die beginpunt. Bid van die begin af. En die Here sal jou antwoord. Kom ons bid saam.
Here Jesus, dankie. Dankie dat ons mag bid. En ek gee sommer nou geleentheid, Here, vir elkeen nou saam, dat ons so 'n bietjie dink watter goed daar is in ons lewens, waar ons toegelaat het, dat bekommernis ons lewe oorneem. Kom ons dink saam aan goed wat ons lewens oorgeneem het. Here, dit waaroor ons bekommerd is, bring ons nou na U toe. Ons verwoord dit in gebede. Help ons om soos Elia, soos Moses, soos Hanna, soos Dawid, soos Paulus aan te hou bid totdat U antwoord. Dankie dat U getrou is. Here, seën ons in ons wandel met U. Seën ons en ons mense. Seën hierdie gemeente. Seën die werk wat hierdie gemeente doen, ook in besonder hierdie tyd met die uitreik. En seën elkeen wat ophou bid het. Ook hulle wat nie meer hier is nie, hulle name is op die boeke, maar hulle kom nie meer nie, of hulle is nie meer betrokke nie, hulle sit nie meer die diens aan nie, want hulle is teleurgestel dalk in U. Here, help ons asseblief om te bid en aan te hou bid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.